Geliefdes, as u Bybels hier het, is u welkom om saam met my te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 3. 1 Korintiërs hoofstuk 3, daar gaan ons saam lees vers 9 tot 17. Korintiërs 3 vers 9 tot 17, maar voordat ons saam luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, saam met die skare engele wat rondom U is, roep ons uit, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. U wat die gans andere is, wat ons menslike verstand nie eers naaste by kan begin verstaan ten volle. Ons weet maar ten dele en ons is dankbaar teenoor U dat U vir ons in die woord U self kom openbaar sodat ons U kan ken. Maar ons kan U nie ten volle verstaan nie, want U is te groot. U is almagtig, U is ver bo ons vermoëns. En as ons by 'n geleentheid soos hierdie vanmôre waar ons voor die nagmaalstafel staan en ons sien die tekens van die wyn en die brood en ons word herinner aan ons verlossing, nie deur onsself nie, maar deur U groot genade. Dat U U seun na ons gestuur het toe ons niks van U wou geweet het nie. Dat ons harde hart teen U verhard het voortdurend, net soos Farao destyds. Maar U het gekom en in ons harte gewerk. En U het dit verander. En U het ons nader getrek. U skenk aan ons die wedergeboorte en die bekering. En U lei ons elkeen. En daarvoor dank ons U. Dankie dat ons vanmôre dan weer as gemeente hier rondom U tafel kan vergader. Dankie vir elkeen wat ook hier is, wat daarin sal deel. En mag dit ook so wees dat ons versterk word in ons geloof, wanneer ons so as U gemeente rondom U tafel vergader. Here, ons bid vir ons gemeente, en ook vir die wat siek is in besonder. Ons dink steeds aan klein Zara wat in die hospitaal is. Ons dankie vir die beterskap wat daar is, maar ek besef dat daar is nog baie dinge wat moet gebeur, voordat sy uiteindelik weer gesond sal wees. Ons vra dat U daar sal wees, met haar in besonder, maar ook met haar geliefdes. Ons dankie vir die wat beterskap beleef. Ons dankbaar vir Tannie Anne Barkhuizen, wat na haar operasie dit mee goed gaan. Selfs met Marcel Coetzee. Here, ons dink ook aan die wat met herstel nog, Tannie Tina, gegaan het vir die oogoperasie. Ons vra dat U met haar ook sal wees. En Here, daar's baie ander ook. Daar's van ons wat siek is, daar's van ons wat met 'n worsteling in ons hart rondloop. Wat dalk nie fisies siek is nie, maar geestelik struikel ons oor dinge. Ons bid en vra dat U ook daar vir ons sal help. Sterk ons, Here. Wees met ons en lei U ons deur die Gees en deur die woord, sodat ons sal staande bly teen die aanvegtinge van hierdie bose wêreld. Ons bid vir die regering wat oor ons aangestel is, die regering in die wêreld, waar ons sien wat daar oorlog is, konflik. Ons voel dit ook self hier in ons eie land ook, ekonomies, al die gevolge daarvan. Ons bid vir vrede, Here, dat U in die leiers se harte sal werk, dat daar vrede sal kom, dat daar bekering sal kom. Maar Here, dat U wil sal geskied. Want ons weet ook dat hierdie dinge moet gebeur. Dat hierdie dinge wat rondom ons gebeur, ook die tekens van die tye is. Here, help ons in hierdie tyd om getrou te bly aan die woord, en die boodskap uit te dra, soos wat die tye nader en nader kom. Wanneer ons nou hier stil word, vanmôre op hierdie Pinksteroggend, dan is ons besonder dankbaar teenoor U, Heilige Gees, wat in ons werk, deur ons werk, ons trooster. Here, en wil U dan ook nou met ons wees in hierdie uur. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons saam met 1 Korintiërs hoofstuk 3, daar vanaf vers 9. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is,
het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Maar geliefdes, ons is vanmôre aan die einde van ons reeksie wat handel oor hoe lyk 'n geesvervulde persoon. Dis nou vir die Pinkstertyd waarin ons juist die uitstorting van die Heilige Gees vier. Het ons gekyk na, maar hoe lyk dit dan nou? As ons sê ons is geesvervulde mense en ons het laasweek begin met wedergeboorte en bekering, so 'n bietjie gekyk na die vrug van die Gees, wat vloei daar uit? Ja, ons het gesien dat waarheid is die fondasie waaruit ons werk. Liefde is kenmerkend van gelowiges. So as 'n hele klompie goed wat ons daarbey stil gestaan het. En vanmôre kom ons dan by nog 'n afdelingkie en dit is dat die kinders van God wat geesvervuld is, hulle bou in die koninkryk van God. Hulle werk daaraan, maar met 'n gemeenskaplike doel. Elkeen lyk anders. As jy die oomblik as jy 'n gelowige geword, gaan ons nie almal in dieselfde, nou lyk almal dieselfde en almal dink dieselfde en almal voel dieselfde nie. Jy behou jou eie identiteit. En elkeen het sy eie gawe en elkeen sy eie manier van dink en doen. Maar ons bou op 'n gemeenskaplike grondslag en dit is die fondasie van Jesus Christus. Nou om die teks wat ons vanmôre gelees het te verstaan, moet ons na die vorige gedeelte ook kyk, want dit help jou om te verstaan waaroor dit gaan. En ek wil net vir julle so die vorige paar verse lees in 1 Korintiërs 3 vers 4 en verder. Jy sal hoor dit is 'n baie bekende gedeelte. Net om vir die agtergrond te skets van wat is nou in die gang. Daar staan wat as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant, hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. So wat Paulus hier kom sê in die vorige gedeelte, hy sê daar nou 'n bietjie van 'n krapperigheidjie in die gemeente in Korinte ontstaan. En van hulle het gesê, maar ons hou meer van Paulus. Hy is die beter predikant gewees. En die ander sê nee, maar ons hou meer van Apollos. En nou skryf Paulus aan hierdie gemeente 'n brief en hy sê, wat se twak is dit nou? Hoe het julle nou bekleierery oor wie's nou die beste en ons is vir die en ons is vir daai en dis mos die gemeentewerk en hierdie mense wat gestuur word om in die gemeente te werk is mos van die Here af. En dan sê hy, ek het gekom om te plant en Apollos het nat gegooi, maar dis uiteindelik God wat groei. Sê ek en Apollos het saamgewerk, ons in dieselfde span, ons het wel verskillende rolle. Elkeen het sy unieke stel gawes, elkeen het sy manier van dink en doen, maar ons werk saam binne die koninkryk van die Here en ons bou aan die koninkryk. Maar as hier in die tweede gedeelte van vers 8 wat eintlik belangrik is vir julle om te hoor, en daar staan, elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang, sê hy daar op die einde. Nou ons weet mos nou al teen die tyd dat jy kan nie jouself in die hemel inwerk nie. So as hy sê, elkeen gaan sy eie loon ontvang, dan gaan dit verseker nou nie hier oor, werk net hard, dan gaan jy in die hemel kom nie. Dis nie wat hy bedoel nie. Gaan nie daaroor dat jy beloning ontvang, nou gaan jy hemel toe met jy hard genoeg gewerk het. Maar daar is wel iets te sê daarvan, dat in die hemel sal daar ook belonings wees vir die wat daar is en vir die werke wat jy nou doen. En dis waar by die teks van môre dan uitkom. Hy verduidelik eintlik in ons gedeelte wat hy bedoel met die woorde elkeen sal sy eie loon ontvang vir sy eie arbeid. En ek wil graag daarna 'n bietjie kyk aan die hand van 3 punte uit ons teks uit. Die eerste wil ek vir julle wys dat wie die Gees van God het, bou op dieselfde fondament.
waarmee jy bou in hierdie koninkryk van God is belangrik, dis die tweede ding wat ons moet na kyk. En die wat teen God werk, die wat teen die koninkryk werk, hulle sal uiteindelik verwoes word. Hulle sal geskend word, sê die teks. Dit is die 3 dinge. Kom ons kyk dan vanmôre na hierdie 3 punte. Vers 9 tot 11 begin dan weer vir ons te wys dat almal wat met die gees van God vervul is, bou op dieselfde fundament. Paulus sê, die verskillende bouers in die koninkryk, verskillende rolle wat vervul moet word. Elkeen bou sy deeltjie. En dan gebruik hy eintlik maar net nog 'n voorbeeld. Die vorige voorbeeld wat ek julle gelees het, het hy gesê, die een het geplant, en die een nat gemaak, maar dit is God wat laat groei. So elkeen het sy ding om te doen. En Paulus lê dan nou hier die volgende voorbeeld uit, en hy sê, dis soos 'n bouprojek. En elkeen moet iets anders te doen. En hy sê, ek het die fondasies kom lê, en die ander het daarop gebou. En dan sê hy in vers 10, hy was 'n bekwame boumeester deur die genade van God. So Paulus kom sê nie, hoorie, ek is nou baie pragtig en wonderlik, kyk wat het ek gedoen nie. Hy sê, deur die gawes wat God vir my gegee het, deur die genade wat ek ontvang het, kon ek sekere dinge doen. En sy groot ding wat hy gedoen het in die tyd waar hy besig was met die evangelie verkondiging, was hy het kerke geplant. Hy was iemand wat die fondasies kon gooi. Hy het gereeld by 'n gemeente gaan stil staan vir 'n tyd lank. Hy was byvoorbeeld 'n jaar en 6 maande hier op Korinthe, en toe sy Efese toe was hy vir 3 jaar, en hy was op Thessalonika, en so het hy oral heen gegaan, en hy het fondasies by die kerk begin, stigter van die kerk gewees. En die rede hoekom hy so goed daarin was, is omdat hy sekere gawes gehad het. Hy was 'n fariseer, julle sal sekerlik onthou, hy was aanvanklik 'n fariseer, hy het groot geword aan die voete van Gamaliel, sê die Bybel. Nou Gamaliel was soos die groot guru daai tyd, die Joodse boere. As jy by Gamaliel geleer het, dan is jy nou slim geweest. So hy was die ou wat by Gamaliel geleer het, en hy het hierdie gawe gehad, as hy in 'n nuwe dorp kom, dan het hy onder die Jode gaan praat. Sê hy vir die Jode, julle glo nou die geskrifte, die Ou Testament, dan kom ek verduidelik vir julle hoe werk dit. En dan lê hy dit uit, en dan sê hy, sien julle, dis Christus is die een, hy is die Messias, hy is die een wat julle nog altyd verwag het. En dis hoe hy kerke geplant het. Dit was sy gawe. Nog 'n deel van sy gawes was die feit dat hy was nie getroud nie. So hy kon rondbeweeg soos hy wil. Hy is nie gebind aan 'n vrou en kinders nie, en so die Here hom gebruik in die koninkryk. Elke keer as hy dan op 'n nuwe plek gekom het, het hy 'n kerk gestig, fondasie gegooi, gewag tot dit stabiel is, ouderlinge, diakens aangestel, en dan het hy aanbeweeg, en dan die volgende prediker gekom, en dan het hulle verder gebou op hierdie werk wat hy gedoen het. Maar baie belangrik, dat hy dit herhaaldelik ook in hierdie brief sê, dis nie hy wat die fondasie is nie, Christus is die fondasie. Hy kom breek net die woord oop en sê vir hulle, hier is die fondasie, Christus, dis waarop ons bou. En dan het iemand soos Apollos nog gekom en gesê, nou kom ons bou die mure, en die volgende het dalk die dak gebou, dis nou maar die beeld wat gebruik word. En daarom sien jy dat God werk nog steeds in dieselfde wyse met ons vandag. As ons dieselfde voorbeeld gebruik, kom ons gebruik weer leraars. Jy sien dit in gemeentes baie keer, dat leraars het verskillende gawes. Party is sterker op die prediking, party is beter met pastorale werk, party is beter met gemeentebou, maar dis God wat iemand stuur na 'n gemeente op 'n sekere tydperk, om daardie werk te gaan doen. God bepaal dit. En ek gebruik nou maar die voorbeeld van predikante, maar dit werk vir almal so. Die rede hoekom jy hier sit vanmôre is nie toevallig nie. Die rede hoekom jy betrokke geraak het, jy's in hierdie tyd by die gemeente, is nie, ag ek was nou maar hier en ek het verbygery en gesien 'n paar karre en toe stop ek hier nie. Daar is nie toeval by God nie. Elkeen van ons wat hier sit, is geroep met 'n spesifieke stel gawes, om in die tyd van hierdie gemeente waar ons nou is, waar ons besig is, toevallig ook om te begin met 'n bouprojek, jy's geroep vir iets, want jy kan iets bydra, want jy het 'n gawe ontvang wat ander nie het nie. Ja, is baie mense wat dalk dieselfde gawe het, maar niemand het dieselfde persoonlikheidstipe as jy, en wend daai gawe presies op dieselfde manier aan nie. Jy bring iets unieks na die gemeente waar jy is, en dis nie net hier by ons, net by elke gemeente daar waar gelowiges is, jy is geroep met jou gawes om iets te doen. Party het meer gawes as ander, hulle kan so 'n bietjie meer doen. Beteken nie jy is belangriker as die ander nie. Elkeen moet doen wat jy geroep is om te doen.
Maak nie saak wat jou gawes is nie. Jou roeping is om te bou. Belangrik wel is dat ons bou op dieselfde fondasie. Dat ons fondasie bly Christus. En dis wat vers 11 sê, van ons let ek weer vir ons lees, daar staan, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Dis die fondasie waarop ons elkeen bou. So ons kan verskil. Jou gawes lyk anders as myne. En as die persoon wat langs jou sit, maar ons moet bou aan dieselfde gebou. Ons moet self bou op dieselfde fondasie en dit is Jesus Christus. Die wat deur die Gees vervul is, ware gelowiges met ander woorde, sal bou op Christus. Dis die beginsel wat ons hier sien. Wie nie deur die Gees gelei word nie, wie nie werklik waar kinders van God is nie, gaan nie daarop bou nie, gaan nie op Christus bou nie. En dis hoekom ons ook baie kere in kerke die probleem sien, dat daar baie keer die wrede wolwe is wat ingekom het, en sien mense dan dat kerke begin skeer, en daar's 'n bekleierery in 'n twis die hele tyd. Want dis gewoonlik iemand wat sê, maar ek hou nie van dit nie. Ek wil dit so doen. Ek gaan nie dit doen nie. Ek wil nie so maak nie. En die oomblik as dit begin, ek gaan nie dit of ek gaan nie dat nie, dan sit ons met die probleem, dat ons bou nou op 'n ander fondasie. Want nou wil ek nie meer saam met die gemeente bou nie, ek wil maak wat ek wil, en dis waar daar probleme kom. Dis nie, daar's dan gevaarlik. So gelowiges verskil in gawes, elkeen sy eie ding, elkeen hoef nie te preek nie, elkeen hoef nie in die kerkkantoor te werk nie, elkeen het sy eie dingetjie wat jy kan doen. Maar wat ons wel moet doen, is ons moet op dieselfde fondasie bou. En dit is Christus, sy koninkryk, sy naam moet verheerlik word. Dan die tweede ding wat ons hier sien, is dat waarmee jy bou, maak saak. Vers 12. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Nou hier is dit baie belangrik om te sien ook, dat Paulus praat hier met gelowiges. Hy rig nie sy woorde nou in 'n klomp heidene wat tot bekering moet kom nie. Hy praat met mense wat reeds tot bekering gekom het. Hy praat met die kerk. En hy sê vir die kerk, binne die kerk is daar mense wat gaan bou met goud en silwer, edelstene. Maar daar's ook die wat gaan bou met hout en hooi en stoppels. So die werk van gelowiges wat gelowiges doen in die koninkryk van God is nie altyd ewe goed nie. Dis dalk nou vir vreemd om te hoor. Dit is so, dit is nie altyd ewe veel werk nie. Die troos wat ons hier kry, is dat elke gelowige steeds die loon sal ontvang. Maar Paulus wys dan ook, dis ook nie iets wat ons gaan bepaal nie. Dis nie, ek hoef nie bekommerd te wees daaroor, dis nie hande van die Here. Hier gaan dit nie oor of iemand gered is nie. Dit is die baie mooi woord. Dit gaan nie oor loon in die sin van is jy gered nie, maar oor jy wat gered is, het 'n verantwoordelikheid om te bou in die koninkryk van God. Jy self moet ook iets doen. Jy kan nie net hier kom sit op 'n Sondag en sê, wel nou is my deel is gedoen nie. Wat het jy gedoen? Nog niks gedoen nie. Jy het net kom ontvang. Waar het jy bygedra? Waar het jy gebou in die koninkryk van God? So Paulus gebruik hier die beeld van 'n huis wat gebou word en van mense wat dan besig is met ewigheidsmateriaal. Sommige gebou met hout en hooi, stoppels. En hy sê wanneer die dag van die Here kom en ander wanneer die oordeelsdag kom, dan sal dit in die lig kom. Wat het jy met jou tyd gedoen? Waarmee was jy besig gewees? Die werk sal getoets word. Dit is 'n beeld, dis maar 'n beeld wat gebruik word. Dit sal soos vuur deurgaan. Nou die vuur in die Bybel is gewoonlik 'n teken van 'n toets, wanneer 'n toets kom. Kyk, was daar regtig substansie? Het jy iets gedoen met jou tyd? Hy word getoets. En dan sal die hout en die hooi en die stoppels wegbrand. En daar sal niks oorbly nie, maar die goud en die silwer en die edelstene sal staande bly. En so sal aan die mense getoon word, wat het jy met jou tyd gemaak? Waarmee was jy besig? So dat ons mooi verstaan, Paulus praat hier nie bloot van hoeveel werk jy gaan doen en weet hoe besig lyk jy nie. Wat is die kwaliteit van jou werk? Waarmee is jy besig? Waarmee is jy eintlik besig? Is jy besig met waarheid van Christus? Hou jy vas in gehoorsaamheid aan God, dit jy jou werk doen? Is daar opregte geloof en liefde? Of gaan dit maar oor jou eie eer? En mense wat jou sien, ja, ek doen die dinge. Maar dan word ek op die skouer geklop en gesê, baie mooi, jy het so hard gewerk vir die kerk. Net waaroor gaan dit nou eintlik? Kom ek verduidelik dit so. Verskillende kerke het verskillende maniere hoe hulle God se koninkryk bou. Ons is nie die enigste kerk met die waarheid nie. Daar's baie kerke daar buite en daar's baie gelowiges daar buite.
Ons is nie die enigstes wat die waarheid het nie. Ons is dankbaar deur die genade het ons die woord van God en ons bou saam met ander gemeentes. Ons vat hande en ons werk saam in die koninkryk van God. Ons is nie reg en hulle verkeerd, ons gelowig en hulle ongelowig nie. Maar sekere kerke bou meer getrou op Christus se woord as ander. Sommige kerke streef na die suiwerheid van die woord en dat die woord die fondasie is en dis waarom ons vashou, dis waarop ons bou. Terwyl ander kerke baie keer meer menslike idees en voorkeure en baie keer oppervlakkige dinge aanhang. Paulus sê op die laaste dag sal dit aan die lig kom. Waarom het hulle gebou? En nie net kerke nie, ook in jou eie persoonlike lewe. Mense het gawes ontvang, elkeen van julle het 'n gawe. Wel, elkeen van ons, die Bybel sê elkeen van ons ten minste 'n gawe of gawes. Kind van die Here het jy 'n gawe en jy moet jou gawe bring. Nou wend ons dit nie aan nie. Of ons onderwaardeer ons gawes sodat ons nooit ons hand opsteek en sê, weet jy wat, ja, ek kan dit dalk help nie. Ek kan daarmee iets doen nie. Wat Paulus dus vir jy probeer sê hier is, gebruik jou gawes wat die Heilige Gees jou gee om getrou te bou die waarheid van Christus. Met ander woorde, hou jou besig met die goed wat ewigheidswaarde het. Gebruik jou gawes en talente om God te dien. Dis wat 'n geesvervulde persoon doen. Dis jou roeping as geesvervulde. Baie belangrik om te besef, het gaan nie hier oor verlossing nie. Jy is gelowiges, soos ek sê, wat reeds verlos is met wie hy praat. Het gaan daaroor dat God die gelowiges motiveer om te sê, maar jy het ook 'n verantwoordelikheid. Jy het gawes ontvang en jy moet dit aanwend in die koninkryk van God tot sy eer. Vers 15 sê, jy sal skade ly as jy met stoppels en hout en hooi gebou het, maar jy sal gered word. Weereens die gedagte van, dit gaan nie hier oor verlossing nie, maar uiteindelik gaan God toets, wat het jy met jou lewe gedoen? Het dit ewigheidswaarde? Of is dit maar net hier en nou goed wat verbrand? Kom, ek maak dit dalk maklik met 'n voorbeeld. Die van julle wat kinders het. Jy werk jouself oor 'n mik, en jy stig trusts, en jy het beleggingsportefeuilles, en jy sorg, jy wil tog net hê, hulle moet net alles hê wat kan oop en toe maak, en hulle moet tog net versorg wees, as ek nie die dag hier is nie, moet hulle baie erg, en hulle moet lekker leef, en alles moet net goed gaan met hulle. Dis hout en hooi en stoppels. Want as die Here kom, gaan daai goed niks beteken nie. Hoeveel van daai ure wat jy ingesit het by die werk te sit, het jy gesit sonder jou gesit, en nooit met hulle gepraat oor die evangelie, en jou kind geleer, hulle goud en silwer en edelstene gegee. Jy hoor waartoe ek gaan met die ding. Party mense dink dis net die dominee en die ouderlinge wat hierdie belangrike werk in die koninkryk doen. Nee, dis elkeen van ons. En nie net as dit gaan oor jou kinders en verkondig, maar alles wat jy doen. Van julle het 'n gawe vir administrasie. Jy is dalk sterk met organisering. Dan steek jy jou hand op en sê, weet jy wat, gemeente, julle het 'n bazaar wat op, ek sal julle kan help. Jy wag nie tot iemand vir jou kom sê, ag, sal jy asseblief, waar in die Bybel staan dit dat die dominee of die ouderlingraad jou moet kom vra of jy kan help met iets. Jy moet 'n verantwoordelikheid, jy's mos 'n lid van hierdie kerk. Steek op jou hand en sê, ek kan dit doen, hoe kan ek help? Ons kan onmoontlik nie by 155 besoekpunte elke jaar gaan bedraai en sê, wat kan jy vir my doen vir die kerk asseblief nie? Dis nie die kerk se verantwoordelikheid, dit is jou verantwoordelikheid. Kom uit die blokke uit. Jy het mos 'n gawe ontvang, sê, dis wat ek doen. En as God jou dan die gawe gee, gebruik dit, nie net vir jouself nie. Nie altyd terugsit en wag dat iemand iets moet doen nie, doen jy dit. Daar's mense hierso wat fantasties werk met kinders. Kinders luister vir julle. Julle het die gawe om kinders se harte aan te raak. En dan kom dit by verbondsonderrig en sê ons, wie gaan ons hierdie jaar help met die kinders met die verbondsonderrig? Dan bly jy stil. Iemand anders moet die kateksasie klas doen of by die VBO. Ja, die werk word nog steeds gedoen. Maar dis nou omdat iemand anders dit dan moet doen wat nie eintlik daai gawe het nie. Jy kan met goud en silwer en met edelstene werk. En dan los jy dit vir iemand anders te. En dan moet ons nou sukkel en karring, want nee, ek is nou nie lus vir dit. Paulus sê, moenie die gawes wat God vir jou gee begrawe nie. Jy het 'n verantwoordelikheid in jou gemeente waar God jou geroep het, is vir 'n rede hier. Jy het 'n stel gawes, gebruik dit. En dan eindig hy die gedeelte in vers 16 en 17 met twee
punte wat hy maak. Hy sê in vers 16, julle is 'n tempel van God, en die Gees woon in julle. Nou die tempel was natuurlik die plek waar jy God ontmoet het. Dit is 'n heilige ontmoeting, dit is 'n ernstige saak. Paulus sê vir die gemeente van Christus, julle is daar die tempels. God se Gees woon nou in julle. Daarom kan ons nie hier in die kerk besig wees met selfsug en hoogmoed en dwaalleer en verdeeldheid en al dit. Dis 'n aanval op die tempel van God self. Met ander woorde, die Gees van God woon in jou. Jy het 'n verantwoordelikheid. Bou met goud en silwer en edelstene. Tree op soos iemand wat deur die Gees vervul is. Leef soos iemand wat deur die Gees vervul is, sodat God daardeur verheerlik kan word. En dan vers 17 kom die waarskuwing en hy sê, wie die tempel van God skend, hom sal God skend. Dis 'n ernstige oproep. Die wat teen die werk van God gaan. Dis nie altyd maklik nie. Ons gemeente beleef dit self. Daar's mense wat teen ons is. Ons beleef dit. Daar's mense wat stories van ons gemeente versprei. En wat Paulus ook hier sê is, dis nie hande van die Here. Doen jy wat jy moet doen. Jy het 'n stel gawes gekry. Hou op om rond te kyk en te sê, ja, maar hulle het dit vir my gesê en hulle het dit gedoen. Doen jy wat jy moet doen, want God is in beheer en hy sal sorg dat dit wat moet gebeur. Maar hy waarsku en hy sê vir die mense, jy moet net verstaan, as jy teen die werk van die Here gaan, as jy skop en jy wil nie saamwerk in die werk van die Here nie, dan sal die Here jou verwoes. Dis die erns van die saak. So, ons sien dan dat dit 'n geesvervulde persoon is, iemand wat deur God getrek word. Hy verander jou hart. Hy skenk in jou gawes. Hy gee jou die vermoëns. En hy sê, bou in my koninkryk. Hou op om rond te kyk na ander mense, maar hulle dit en hulle dat. Dit is ook nie jou werk om te bepaal wie moet met watter goed bou nie. Dis tussen jou en die Here. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God om te bou in sy koninkryk, om jou gawes te gee en ook hier te werk. Ons is die tempel van God, Gees van God woon in ons. Ons bou nie vir onsself nie. Ons bou nie om gered te word nie. Ons bou omdat Christus ons gered het. Ons gebruik ons gawes omdat God sy seun gestuur het vir jou om te sterf. En dit gaan ons vanmôre hier in die nagmaalstafel ook weer vier. Sy liggaam word vir jou gebreek, sy bloed word vir jou gestort. En hy dankbaarheid antwoord sê, Here, U gee nou U gee my verlossing, U gee my gawes, U gee alles vir my. Ek wil graag terugbou. Ek bou in die koninkryk van God. En dis wat 'n geesvervulde mens doen. Amen. Geliefdes, ek gaan oor na die formulier vir die bediening van die heilige nagmaal. Die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus Christus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 die volgende: Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels julle hierdie brood eet, hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en die gemeente telkens weer bevestig. En as verbondsmaaltyd het dit dan ook sekere betekenisse. In die eerste plek is nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Wanneer jy aansit by die nagmaalstafel, dan sê die formulier, dan moet ons in ons gedagtes oproep dit wat die Here vir ons gedoen het. Dat hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het. Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dat hy ons kom red het en ons sonde verlos het. Die nagmaal is ook 'n waarborg. 'n Waarborg is mos iets wat jou sekerheid gee, versterk. Ek sê altyd, as jy ietsie gaan koop en jy kry 'n waarborg by, dan voel jy so 'n bietjie beter. Voel jy, ja nee, ek het daarom 'n jaar waarborg, 2 waarborg. Dis 'n waarborg dat jou veilig voel. En hierdie is die waarborg, sê, as jy hierdie broodjie vat en jy proe, en jy sê, "Jop, maar dis brood. Ek weet dis brood. Ek ken mos brood." En ek vat daai slukkie wyn en ek voel, dis wyn. Ek weet dit verseker. Hy sê, so seker as jy weet daai is brood en wyn, so seker moet jy wees dat Jesus Christus ook vir jou in die kruis gesterf het en jou sondes betaal het. Die nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd. Ons kan nie maar net sê, ja, my saak met die Here is reg.
Ek is kwaad vir die helfte van julle wat hier sit, maar ek het my saak met die Here uitgemaak. Werk nie so nie. Die Bybel leer vir ons, dis een brood, ons is een liggaam. Jy moet die saak regmaak met die Here, maar ook met jou medemens. Dis die gedagte. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Wat verwag ons? Ons verwag die ewige lewe. Hierdie is 'n klein voorstelling van die massiewe groot bruilofsfees wat ons, die tafel wat vir ons berei word vir wanneer Jesus kom. Hierdie is maar net 'n heenkyk en sê, eendag gaan ons aan die groot bruilofsfees deel. Die nagmaal is dan ook 'n vreugdefees. In die nagmaal is daar wel die tekens van hartseer, liggaam wat gebreek is, bloed wat gestort word, maar die Here Jesus sê, wees bly, want ek het dit vir jou gedoen. Daar is ook vreugde daarin, want as dit nie vir hom was, dan moes jy dit self doen. En dan die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd, as jy dan hoor waaroor dit gaan, en jy sien die genade wat jy ontvang in Christus, dan kan jy mos nie anders as sê, Here dankie. En dan antwoord jy met jou gawes wat jy uitleef, en jy antwoord deur te gaan leef soos wat God van jou vra. Christus het vir ons beveel die nagmaal te vier, en wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het, en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor ons sondes, wat ons met gedagte, woorde en dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. En hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo, al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe in dankbaarheid en die Here te bewys deur 'n ware liefde teenoor hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat ons ook by hierdie nagmaal in die geloof versterk sal word. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, ons daartoe help. Amen.